Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Oom Johannes so 'n bietjie weer galm so 'n bietjie soos hom net om kan regstel. Baie dankie. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer hier saam met julle te wees. Mens kan sien dit is Desember vakansietyd. Almal is weg en op vakansie, maar ek dink nou so gisteraand terwyl ek so sit en voorberei, hoe wonderlik is dit nie dat ons kan begin om hierdie boodskappe uit te saai nie, dat ons eie lidmate wat altyd in die gemeente sit, nou daar by die see kan sit, en hulle kan nog steeds die erediens kyk. So as hulle dan nou vanoggend inskakel, dan groet ons julle van ver af. Dit is so lekker om ook vanoggend saam met julle te wees. Geliefdes, as ons vanoggend begin, dan dink ons aan die wat deur 'n moeilike tyd gaan en deur 'n swaar tyd gaan. Ons dink veral vanoggend, geliefdes, aan oom Apie van Vuren. Ek wil begin deur hom net te sê, hy het 'n groot beroerte gehad. En dit het vir ons almal soos 'n groot skok gekom. Oom Apie sit altyd daar agter daar naby Tannie Alet, en hy is getroue kerkbywoner. Hy is 'n getroue lidmaat, en ons is baie hartseer om te sien wat met hom gebeur het. Toe ek nou die familie gehelp het om hom te vervoer, het ek tog gesien, jy weet, hy kan nog praat, en al is dit moeilik, jy weet, dit is bitterlik moeilik, en hy slaap baie, en ons maar ek het soveel hoop vir hom. So ek wil u vra, asseblief hou hom in julle gebede, dink aan hom, en dra hom op aan die Here. Geliefdes, en dan ook vir Tannie Anna Botma, ons bid steeds vir haar, en dan ook dan vir Sonja Slebush, oom Norman Best, Tannie Emma Boyens, vir Tannie Estie Murray, en dan ook Tannie Lala Smit, Tannie Frikkie van Staden, en ook vir Tini Swanepoel. Kom ons raak stil dan voor die Here, geliefdes, en dan bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader en Heilige God, Here, dankie dat ons U mag nader in nood. Ons weet, Here, dat seer en pyn en nood en selfs die dood, Here, is 'n realiteit wat geen mens ontsnap nie. Maar U het ons geleer dat ons nie sonder hoop is nie. Nee, Here, ons het baie hoop omdat U by ons is. Omdat ons op U mag vertrou, omdat ons in U glo. Here, U gee vir ons die krag, die vermoë om enige uitdagings in die gesig te staar en dit te oorkom. Daarom bid ek, Here, vir hierdie mense wat siek is en wat ly, dra hulle, Here, gee hulle krag en gemoedsrus. Ons bid ook vir genesing, Here, en vir volle herstel. En ons vra, Here, dat U wil sal geskied, want ons weet U wil is goed. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, vanoggend groet ons die Here weer met daardie Kersgesing. Kom ons sing saam, en ons sing lied 345, verse 1 en vers 3, kom alle getroues.
Geliefdes in ons Here Jesus, so sê die Here, die skepper van die hemel en die aarde. Die redding wat ek bring, kom baie gou. Die verlossing wat ek bewerk, is op pad. Ek self regeer oor die nasies. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Kom ons sing hartlik saam uit Lied 370, vers 1, 4 en 5. Broers en susters, ons het teen God gesondig, ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus het opsom in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel. Die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig is en ons doen verkeerd in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Lied 354, vers 1 en 4.
Broers en susters, ons sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely, kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing die 353 vers 1 en 2. Net daar waar ons sit, geliefdes, kom ons raak stil voor die Here en ons berei onsself voor vir die woord van God. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. In hierdie Christusfees, o Heer, hier waar ons die koms van ons Verlosser herdenk, dan nader ons U in afhanklikheid en nederigheid. Net soos U eens nederig na hierdie wêreld toe gekom het, kom ons in hierdie kerkgebou by mekaar nederig na U toe. Ons wil by U kom hoor wat U vir ons wil sê, Here, die boodskap wat U vir ons wil verkondig. Ja, Here, ons hoor baie dinge hier, maar U woord bly ewig staan. U woord, Here, maak ons sterk
Dit gee ons moed, Here, dit verdryf alle vrees. Want ons besef, ja, hier waar ons sit, U is hier teenwoordig, U is by ons. Here, as ons vanoggend na die woord kom luister, dan bid ek dat U asseblief dit diep in ons harte sal kom bære. Want ons is maar nietige sondaar gelowiges. Ons, Here, weet hoe moeilik hierdie wêreld kan wees. Hoe uitdagend en watter dinge met ons kan gebeur. Maar Heer, U woord gee ons nuwe krag. Gee ons hoop, Here. Dit bring vir ons weer daardie einste hoop, daardie einste verwagting, wat al daardie jare terug in Bethlehem in 'n stal plaasgevind het. Ons bid vanoggend dat U tot ons sal spreek. U kinders luister met 'n oop hart. Amen. Geliefdes, ons lees vanoggend uit Jesaja. Dit is nou 'n paar keer sou u al agtergekom het in die laaste paar weke wat ons uit Jesaja uit lees. En Jesaja is een van daardie Messias tekste, noem dit nou maar, daardie profetiese boeke wat juis keer op keer praat van die Messias wat kom. Maar nie net dit nie. Nie net die Messias se koms nie, maar selfs meer as dit. Jesaja wil ook vir ons vertel wat gebeur. Hoe lyk dit as hy kom? Hoe lyk dit as God hier is? En daarom lees ons vanoggend uit Jesaja 35. Ons lees die hele hoofstuk saam. Dis daarom nie 'n baie lang hoofstuk nie, maar 'n kosbare teks. Iets wat ek dink julle in die toekoms by julle sal kan dra. Die gedeelte, geliefdes, lees dan soos volg. Die woestyn, die dor land sal jubel. Die droë wêreld sal juig. Oortrek met afvoedille. Hy sal in volle bloei staan. Hy sal juig en sing. Hy sal die pragt van die Libanon hê, die skoonheid van Karmel en Saron. Israel sal die mag van die Here sien, die koninklike mag van ons God. Bemoedig die wie se hande slap hang. Help die wie se knieë knik. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk. Moenie bang wees nie. Julle God is hier. Hy kom om wraak te neem, om julle vyand te straf. God kom julle red. Blindes sal kan sien. Dowes sal kan hoor. Lammes sal kan rondspring soos takbokke. Stommes sal kan sing. Strome water sal uit die woestyn uitbars. Daar sal riviere loop in die droë wêreld. Die verskroeide aarde sal 'n moeras word, dorsland, waterryke wêreld. Waar daar nou net vir jakkalse lêplekke is, sal gras en riet en bissies groei. Daar sal 'n groot pad deur die woestyn loop, en dit sal bekend staan as die gewyde pad. Onrein mense sal nie daarop loop nie. Dit sal net wees vir mense wat reg lewe. Dwaase sal nie meer op die pad kom nie. Daar sal nie leeu's op die pad wees nie. Daar sal nie roofdiere oploop nie. Hulle sal glad nie daar kom nie. Net mense wat deur die Here gered is,
sal die pad gebruik. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees, elende en smart sal verdwyn. Tot sover ons skriflesing vir oggend, geliefdes. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Wat gebeur as God opdaag? Wat gebeur as God aarde toe kom? Hoe lyk dit? Jy weet, 'n mens kan nogal hopeloos in baie omstandighede wees. As jy nou iemand is wat nie weet hoe om byvoorbeeld, sê nou maar, 'n band kan ruil nie. Hoe voel dit om te wag vir daardie persoon wat van ver af dalk moet ry om jou band te kom ruil? Jy weet, jy is hopeloos in sommige omstandighede, maar dalk ken jy iemand wat iets daaromtrent kan doen. Dalk bietjie op 'n meer ernstige noot. Die van julle wat weet hoe dit voel as 'n geliefde 'n ernstige mediese nood het, dalk 'n hartaanval of 'n beroerte. Julle weet hoe dit voel om daar te sit, magteloos en te wag vir 'n ambulans, vir 'n lewensredder om daar op te daag en hulp te verleen. Kan nie indink hoe dit moet wees om so te wag. Wel, geliefdes, dit juis op so 'n wyse is hoe gelowiges vir die Here Jesus wag. Sien, ons dink in ons moderne wêreld en ons denke vandag dat wag is een of ander passiewe ding. In die laaste paar weke het ons baie gepraat oor wag en wat dit beteken om vir die Here te wag. Maar as daar een ding is wat uitstaan deur alles wat ons al gesê het, is dat wag nie passief is nie. Dat 'n mens aktief vir die Here moet wag. Die rede, hierdie teks wat ons vanoggend saam gelees het, gee vir ons die mooiste, die beste rede van hoekom ons aktief vir die Here wag. Hoekom ons met geduld, met geloof, met hoop en vertroue op die Here wag. Hoekom ons ander mense vertel van hoe om te wag. Want dit wat 'n gelowige meestal in sy geloof doen, is wag. Ons wag op die wederkoms van Jesus Christus. Net soos hulle eeue terug gewag het op Jesus se koms. Ons teks vanoggend deel met ons 'n beeld, 'n kunswerk van hoekom ons wag. Dit leer vir ons wat gebeur as die Here aarde toe kom. Dit wys vir ons op soos 'n kunstenaar wat verf 'n mooi kolosseum vol kunswerke van hoe dit lyk as Christus kom. Jesaja begin nie met die mens nie. Jesaja begin om hierdie prentjie te skets van die woestyn wat sing. Is dit iets wat u kan indink? Dink hoe dit moet wees as 'n woestyn sou sing. As 'n dor, droë land sou jubel. Die naaste prentjie aan hierdie wat ek aan kon dink, is om terug te dink aan daardie ou verhaal van Esegiel. Kan u onthou in Esegiel? In Esegiel dan hoor ons dat daar is 'n droë, dor land vol dooie bene. En die Here daag op. Die Gees van God praat met Esegiel.
En hy sê vir Jesegiel, as jy vir die weste sê, kom tot lewe, vir die noorde, vir die suide, vir die ooste, as jy vir hulle sê, kom tot lewe, dan sal my gees daar oorwaai, en daar sal lewe wees. Jesegiel, hy doen dit, hy sê dit, en ewe skielik kom daar vleis aan die bene, en hulle staan op uit die dood, en dit is Israel. Droë, dooie bene wat lewendig word. Dis hoe Jesaja begin. 'n Dooie land wat lewendig word. Oortrek met niks anders as sand en stof. Verander hier in Jesaja in afodille wat in volle bloei is. Die mooiste blomme, so ver as wat jy kan sien. Wanneer mens dit begin sê, dan kan jy dit begin indink, nee. Dan kan jy dit begin sien. Hy sê, hy sal juig en sing en die pragt van Libanon hê. Nou Libanon, geliefdes, is 'n plek wat vol bome was. Die mooiste groen bome. Dink maar net, as jy een of ander tyd nou hier dalk KwaZulu-Natal toe ry, en jy ry so op daardie N3 af, en jy sien al die bome so op pad see toe. Dink 'n woestyn wat verander in daardie pragt van 'n boomryke wêreld. Geliefdes, dit is wat gebeur as die Here kom. Dit wat eens dood, dor, leeg was, word vol, heel en lewendig. Dis wat gebeur as die Here kom. Sien, ons moet nie vergeet waarom Jesaja skryf nie. Jesaja skryf vir 'n gelowiges, vir 'n gemeenskap, vir Israel wat alles verloor het. U sal dit nou al goed ken. Vir 'n gemeenskap wat totaal en al tot op die grond toe afgebrand is, wat alles verloor het en wat as gevangene in 'n vreemde land gewoon het. Nou hier in Jesaja hoor ons hierdie boodskap wat sê, julle kan terugkeer na julle land toe, julle gaan terugkeer Israel toe. En een van die grootste dinge wat Jesaja aanspreek in die teks, is die vraag, maar hoe kan ons terugkeer? Waarna toe gaan ons terug? Wat het ons oor? Oor 'n paar dae van nou af, geliefdes, dan vier ons weer ons geloftefees. Dan dink ons terug aan ons eie voorouers en die feit dat hulle ook daar by Bloedrivier so ook die Here kon vertrou dat hy hulle sou red. Maar as ons begin terugdink aan ons eie erfenis en ons eie geskiedenis, dan kan mens saam met dit terugdink, nie maar net aan daardie geveg nie, maar baie van u ken al die verhale van die boereoorlog. En wat daar gebeur het toe die Engelse huise afgebrand het. Mense se plekke leeg gelaat het. Ons vroue en ons kinders in konsentrasiekampe laat opeindig het. Dink by jouself in, kan u dit indink? Wat dit moet wees om met jou eie hande 'n huis te bou, net vir iemand anders om dit af te brand. En dan vir jare in 'n konsentrasiekamp te bly, terug te kom en te sê, waarna toe kom ek terug? Wel, geliefdes, dit is die konteks. Dit is die konteks waarin Jesaja hierdie boodskap bring. Hierdie mense moet nou deur 'n woestyn stap en hulle sê, waarna toe gaan ons? En Jesaja se boodskap? Julle gaan nie alleen nie. Julle gaan nie na daai land toe terug op julle eie nie. Die Here kom eers. Die Here kom eers naby.
En dan verander hy hierdie dooie wêreld in iets vol lewe. En daarom sê Jesaja, hy sê hier is wat julle intussen moet doen terwyl julle vir die Here wag. Hier is wat julle moet doen. Bemoedig die wie se hande slap hang. Help die wie se knieë knik. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk, moenie bang wees nie. Julle God is hier. Geliefdes, as u al ooit gewonder het wat is die werk van 'n gelowige, dan som Jesaja 35 dit hier vir ons mooi op. Hy sê, bemoedig die wie se hande slap hang. Hoe lyk dit? Dit lyk so. Dit lyk soos iemand wat nie meer lus het vir die lewe nie. Soos iemand wat sê, ek glo in Jesus, maar hoe lank moet ek nog wag? Hoe lyk iemand wie se knieë knik? Dis daardie mense wat moeg is. Daardie mense wat sê, hulle het alles al beleef. Wat frustreerd is met die lewe. Wat mismoedig raak oor alles wat hulle teekom. Dis daardie mense wat kla, né? Daardie mense wat kla. Sien wat ek wil hê jy moet hoor, is dat dit is vir julle. Dit is vir julle bedoel. Dit is julle taak om vir daardie mense te gaan sê wat gebeur as die Here kom. Dit is vir hulle vir wie julle moed moet gee, krag moet gee, bemoediging moet gee. Want hier is die realiteit. Vers 5, dan sê hy vir ons, hy sê, blinde sal kan sien, dowe sal kan hoor, lamme sal rondspring soos stakbokke, stommes sal kan sing. Waar het julle dit al gehoor? Waar het julle van hierdie gebeure al gehoor? O ja, die evangelie, nê. In Grieks noem ons dit die evangelion, die blye boodskap. Of anders gestel, die blye tyding, die goeie tyding. Ja, geliefdes, ons het 'n goeie verwysing van hoe dit lyk as die Here kom. Ons weet dat vir eeue en hier in Jesaja word dit voorspel dat Jesus sou kom. En toe hy kom, wat het gebeur? 'n Vrou wat gely het aan bloedvloeiing, raak maar net aan Jesus se mantel en word genees. Jesus spoeg op die grond, vat modder en meng dit bymekaar en vryf dit op die oë van 'n man wat blind is en word genees. Die blinde Bartimeus, wie van julle kan hom onthou, wat opspring en uitroep, Jesus, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. En terwyl mense met hom raas en hom probeer stil maak en met hom skel, dan kom Jesus nader. Jesus kom nader en maak hom gesond. Wat van die verlamde man wat uit die dak uit neergesak word deur sy vriende en Jesus genees hom? Wat van die man wat vir so lank langs daardie ou pad gelê het en gewens het dat hy net kon inklim? En toe Jesus kom, toe kon hy opspring en dans soos 'n ribbok. Sien, dit is ons verwysing, geliefdes. Dit is wat Jesus kom doen het. Toe hy aarde toe gekom het, as 'n nederige babatjie in 'n stal, was daar aangekondig deur 'n engelesang van die vrede op aarde wat kom. En dit is Jesus wat dit sou bring. En Jesaja het dit verkondig. Hy het dit uitgeroep. Jesus het dit 'n realiteit gemaak. Ons sien, dit is hier waar ons moet onthou. Dis hier waar jy kennis moet neem. Dat hierdie teks van Jesaja is nie net vir Israel
in die Babyloniese ballingskap bedoel nie. Dis nie net van daardie aankondiging van Jesus se eerste koms nie. Jesaja 35, hierdie teks wat so mooi vir ons geskets is, hierdie prentjie, hierdie beeld. Hierdie beeld is ook vir sy wederkoms. Want as ons in Kerstyd wag vir die baba se geboorte, dan leer dit ons weer wag vir die koning se wederkoms. En hier is dit. Hy sê dat daar sal 'n groot pad gemaak word. 'n Pad gemaak word vir gelowiges waarin hulle veilig sal wees. Want dit is wat die Here doen. Hy maak paaie. In 'n woestynland, dan maak hy 'n pad vir my en jou. In die antieke wêreld, geliefdes, dan was hierdie stil paadjies deur die woestyn die gevaarlikste paaie. Want dit is in daardie paaie waar diewe jou oorval, waar mense jou mishandel. Jy kan tog dink aan daardie ou verhaal van die barmhartige Samaritaan, kan jy dit onthou? Wat het gebeur met daardie man wat oorval is? Hy was op 'n ou dun paadjie op pad iewers heen. Dis hierdie paaie in die antieke wêreld wat mense gevrees het. Dis daardie paaie wat jy ook nie wil loop nie, nee. Daardie paaie waarvoor jy bang is om te stap. Dis daardie paaie, geliefdes, waar die roofvoëls en waar die roofdiere en die leeu's ook op kan wees. En is hier waar Jesaja sê, as die Here kom, dan maak hy vir jou 'n pad. Dis die bemoediging. Dis die bemoediging. Kom ek stel dit vir u eenvoudig wat ek eintlik probeer sê. Wat ek vir u probeer sê is dat terwyl ons hier sit vandag en ons wag vir die wederkoms van Jesus Christus, het hy vir my en jou 'n pad gemaak. 'n Pad gemaak na sy wederkoms toe. 'n Pad gemaak hemel toe. 'n Pad gemaak na die nuwe Jerusalem wat sal kom. 'n Pad van geloof. 'n Pad van vertroue. 'n Pad waarin die Here ons bewaar en veilig hou. Daardie pad, geliefdes, word deur die Here bestuur. Eenvoudig gestel, elkeen van u stap 'n pad in die lewe. Elkeen van u het daardie wye weg om te stap. Maar Jesus Christus het vir u 'n noue weg gebring met sy koms. Met sy koms het hy vir u 'n pad van geloof gebring, wat verkondig dat hy weer sal kom. En hierdie noue weg, hierdie kosbare pad wat die Here gemaak het, vat jou na verlossing toe. Vat jou na heling toe, na herstel toe. En hierdie pad, geliefdes, hierdie pad is net moontlik as jy weet wat gebeur as die Here kom. Jy kan sing, hier is die realiteit. Jy kan sing en juig en woestyne kan blom. Maar as jy nie weet dat die nuwe Jerusalem is iets om voor te verwag nie, iets om te wag voor nie, iets om na toe te gaan nie. Waarom sou jy daardie pad stap? Ek kan nie verseker. In Babylon, al daardie jare terug, was daar mense wat gesê het, Jesaja, dit klink alles mooi. Dit is wonderlik om te hoor van die woestyn wat blommetjies gaan hê en daardie bome wat daar gaan wees. Maar ek kan nie 'n kans vat om terug te gaan nie. Ek het 'n vrou en 5 kinders. Wat maak ek? Ek kan nie net teruggaan nie. Maar na toe gaan ek terug.
Hier, geliefdes, is my en jou dilemma in hierdie wêreld. Ons sê vir mekaar, jong, hierdie dinge van die Christelike geloof is alles mooi, goed en reg en klink wonderlik. Dit is alles mooi om te hoor van Jesus wat weer gaan kom en hy gaan alles beter maak. Maar ek het baie verantwoordelikhede. Ek moet baie dinge doen in die lewe. En so as ek moet verneek hier of 'n afdraaipaadjie vat daar, dan is dit nou maar so, maar hier geliefdes. Hier is waar u Jesaja 35 nie moet vergeet nie. Vers 10, dan sê hy die volgende. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Ellende en smart sal verdwyn. Wat Jesaja doen in hierdie pragtige, mooi teks. Sy sê vir hulle, julle keer nie terug na niks toe nie. Julle keer terug, julle wag, julle loop hierdie pad. Na daardie kosbare vreugde en vrede, wat net die Here kan gee. Kan jy onthou wat Johannes in Openbaring vir ons gesê het? Daar aan die einde van alle dinge, as die wêreld tot 'n einde kom. Johannes in Openbaring 21 vers 3 tot 5, dan sê hy, toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. Hy sal al hulle trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed en pyn en smart sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. As daar een ding is, wat ek hoop u uit hierdie teks uitvat, is dat op hierdie Kerstyd wag ons nie net op die verjaarsdag van Jesus Christus nie. Dis nie maar net 'n herdenking van sy geboorte nie. Dis 'n verkondiging. Dis 'n blye boodskap van wat gebeur as God kom. En elkeen van u het u eie omstandighede. Elkeen van u dra u eie swaar laste. Elkeen van u het u eie siekte en lyding en u eie pyn en seer en smart en rou wat in die harte rondwemel. En as u hoor van die koms van Jesus Christus, dan moet u onthou, wat gebeur as die Here kom. Want as u dit weet, dan sal jou hande nie meer slap lê nie. Jou bene sal nie meer knik in moedeloosheid nie. Nee, u sal kan doen wat Jakobus van praat. U sal met geduld en volharding op die Here kan wag. Want die Here kom. En as hy kom, dan vat hy jou droë, dooie, dor lewe, jou lewe wat niks meer oor het nie, jou seer, jou pyn, jou smart, jou blindheid, jou lamheid, jou moedeloosheid. En hy sê, kyk, ek maak alles nuut. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Heilige God, dankie Here, dat ons op U mag vertrou. U het aarde toe gekom en die hele wêreld verander. U het lammes genees, U het blindes laat sien, dowes het U laat hoor, maar meer is alles, Here, meer is maar net vermeerde brood of storms wat stil raak. U het ons van ons sondes verlos, en aan die kruis het U ons kinders van God kom maak.
As dit die grootheid is van wat U kon doen toe U in Bethlehem in 'n stal gebore was. Hoe groot is die dinge dan nie wat U gaan kom doen as U in heerlikheid neerdal vanuit die hemel in 'n koninklike mag en U ons weer kom haal nie. Ja, Here, as ons die verhaal van en die gebeure in die evangelie lees en ons herinner onsself van wat gebeur het toe U gekom het. O Here, dan vind ons weer krag en hoop binne ons hart van wat sal gebeur as U weer kom. So Here, in hierdie Kerstyd, dan herinner ons onsself dat in hierdie tyd het U gekom. Ons herinner onsself van wat gebeur as God aarde toe kom. En dan besef ons, ja Here, ons besef, ons eie woestynland sal blomme vind. O ja, en ons droë dor wêreld sal ook kan sing en juig. En al ons seer sal U ook neem. En ek bid, Here, kom tog gou en neem ons seer, verlos ons, Heer. Maar terwyl ons dit bid, terwyl ons met al ons harte hoop en bid en vra dat U gou sal kom, bid ek, Here, dat ons terselfdertyd geduldig sal wag. Dat ons sal wag op U, totdat U kom. Want daar is niks beter as om te wag vir U nie. U Here, U is al wat ons het. As alles ons verlaat, is U al wat bly staan. Daarom wag ons. En ons weet, U sal kom. Vir eeue het die Israeliete gewag vir die Messias wat sou kom. En die Bethlehem ster het ons laat weet dat hy het gekom. Nou wag ons weer. Maar ons weet, Here, ons weet waarop ons wag. Ek bid dit so in die heilige naam alleen, o Heer. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons sing tot die Here. Kom ons sing van daardie Kerstyd wat kom, van die Here wat op pad is, en vir ons wat wag op hom. Ons sing daardie ou pragtige lied 358, Welkom, o stille nag van vrede.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Broers en susters, ek het so 'n paar enkele afkondigings voor ons uit mekaar uitgaan. Baie geluk aan die wat verjaar vandag. Is Wilma Jakob se verjaarsdag. Baie geluk met jou verjaarsdag. Die 16de is Nicolas se Lee se verjaarsdag. En die 17de is Eske Garbers, Anna Marie en dan ook Antoinette Rousseau se verjaarsdag. En die 18de Jean Smit. Baie geluk met julle verjaarsdag. Mag die Here vir julle ook ryklik seën. Dan geliefdes, ons het nou in die laaste tyd bietjie daaraan gewerk om ook ons sisteme en dinge op bietjie meer op datum te kry. En wil my lyk dat landlynnommers begin nou ou nuus word. Dit is nou al lyk my ou tegnologie. So ons het toe nou besluit ons gaan oorskuif na 'n selfoon as ons kantoornommer. So neem asseblief kennis. Daar is hy op die bord. Julle hoef nou nie julle fone uit te haal en hom te stoor nie. Ons gaan dit vir julle aanstuur. Ons gaan dit vir julle stuur, julle gaan dit kry. Maar as u dit nie het nie, neem nou kennis. Ons kantoornommer verander, dit gaan verander na hierdie selfoonnommer toe. En dan geliefdes, ons wil ook net in hierdie laaste Desember tyd vir u sê wat is ons eredienste en gebede wat vir ons voorlê. Die 16de, dis oor 2 dae van nou af het ons geloftediens. Dit is 8:00 die oggend. Asseblief onthou 8:00 die oggend. Versprei dit ook aan die mense in die gemeente. Ons gaan ook 'n boodskap stuur, maar ek is so bang iemand kom 9:00 hier aan. Asseblief laat weet die mense 8:00 die oggend is ons geloftediens. Dan die 23ste Desember, net so voor ou Kers, is daar ook weer 'n geleentheid vir bloedskenk. Asseblief kom maak 'n draai en kom skenk ook bloed. Dan die 25ste is soos wat al die jare ons gebruik is, gaan ons 7:00 die oggend ons Kersdag erediens hê. Dit gee almal altyd die geleentheid, geliefdes, om bietjie ook tyd met hulle familie te gaan spandeer. Baie mense wil ver ry en dan kan hierdie erediens, as hy so vroeg is, mense nog steeds geleentheid gee om by die kerk te kom. So asseblief, kom asseblief op Kersdag na die erediens toe. Dan die 31ste, dit is die 31ste Desember, ons oujaarsdiens, is altyd 12:00 die aand gewees, of sê maar 11:00 tot 12:00. En ons het net besluit, dit is nie prakties nie, dit is gevaarlik, veral vir die ouer mense om in die aand so te ry, en ons weet maar, mense partytjie op daardie aand, en ons wil nie hê mense moet op die pad wees nie. So daarom het ons besluit, ons gaan daardie diens eerder 6:00 maak. 6:00 die middag, dan gee dit mense genoeg geleentheid om die erediens by te woon, en nog steeds lekker saam te gaan kuier na die tyd. Dan geliefdes, het ons ook verkope, in die saal asseblief maak 'n draai, daar is koekies in die saal te koop teen R25 per pakkie, en dan ook pastye teen R20 elk. So gaan kry vir die koekies vir Kersfees, en pastye vir Nuwejaar. En dan geliefdes, as u 'n eerstejaar ken, asseblief laat weet hulle van ons studentegemeente, wat hulle eerstejaarskamp hou, die 25ste tot die 28ste Januarie, daar in Potchefstroom. Die koste is R1450. Dan geliefdes, is dit al van my kant af. Ons wyke het nou klaar tee geskink, so as u dalk bietjie jou barmhartigheid wil bewys, kom maak 'n draai in die saal, en kom help ons bietjie die koppies was, maar kom maak ook 'n draai, kom drink 'n koppie tee. Baie dankie vir almal van julle. Geseënde Sondag verder. Totsiens.